Goeiemôre gemeente. Welkom in die erediens. Dit is lekker om elkeen van julle ook na 'n geruime tydjie te sien hier saam in die erediens en dankie vir jou teenwoordigheid en jou deel wees van hierdie ervaring van God se teenwoordigheid vanoggend saam met mekaar. Dit is hervormingssondag. Voordat ons daar kom, dat ek sommer begin deur Vrienda vir jou baie dankie te sê en Bambi vir jou ook. Kyk hoe het julle ons alreeds verryk met hierdie mooi verwerking van Chris. Kom na my toe. Ons waardeer dit dat julle hier is saam met ons in die erediens. Dis vanoggend hervormingssondag, sou jy gesien het op die blaadjie. En ons nooi elkeen van julle uit om na die tyd sommer 'n bekertjie bier saam met ons te kom drink. As jy wonder waarom, neem 'n briefie by die deur, lees in die brief aanlyn. Ek gaan nie nou die hele geskiedenis met julle deel nie, maar ons het 'n liter te danke nie net vir goeie teologie nie, maar ook goeie bier. So ons vier dit sommer net so saam na die afloop van die erediens. Ek wil julle herinner dat ons aanddiens vanaand ook besonder en spesiaal is. Daar is 'n spesiale uitnodiging gerig gedurende die week aan alle graad 6 leerders en hulle ouers. Dis 'n roetemerker geleentheid wat in die erediens gevier word. Vanaf volgende jaar is ons graad 6, wat dan nou graad 7 sal wees, amptelik deel van die jeugbediening tydens die aanddiens. En dis sommer so 'n verwelkoming en 'n saamviering ook van daai drempelervaring wat ons jong mense beleef. Verjaarsdag, ons sê geluk aan dies wat vandag verjaar, Valerie Esterhuizen en ook Emma Roberts. Mag dit 'n mooi dag en ook jaar vir julle wees. En dan is daar 'n klompie verjaarsdae wat gedurende die week plaasvind. Neem 'n oomblik, lees op die bord, maar dis ook in die briefie. So gaan dit na en ons dink aan elkeen wat in hierdie week 'n spesiale dag en 'n nuwe lewensjaar vier. Vriende, daar's 'n klompie mense aan wie ons ook dink in hierdie tyd, in die besonder aan Karen Harkema, wie se ma Tokkie Wit op 23 Oktober oorlede is na 'n lang tydperk van siekte. Vriende, ons dink aan jou. Jou pa is oorlede die 17de Oktober. Julle het 'n dankdiens vir hom gehad in die week en ons harte is ook met jou wat dit betref. Constant Fürstenberg, wat ontslaan is uit die hospitaal na 'n prosedure en tans nog tuis aansterk. En dan ook ons oraliste Betsy, wat in hierdie week, die 27ste Oktober, vir 'n opvolg voetoperasie gaan. Ons dink aan haar ook en bid vir haar ook 'n spoedige herstel toe. En dan sê ons baie geluk aan Steven en Mia Louise en Dalia met die geboorte van klein Marcus op 3 Oktober. En mag hy vir julle sommer net 'n klomp vreugde en voorspoed bring. Indien daar enige nuwe intrekkers is of besoekers vanoggend, ek of Dewald ontmoet jou graag hier by die nagmaaltafel na afloop van die erediens. Ook 'n kerkraadslid sal ook beskikbaar wees indien jy graag met 'n kerkraadslid wil ontmoet. Dan wil ek u graag herinner aan die wynveiling wat hierdie jaar Vrydag die 28ste November plaasvind om 6:30 by die Pretoria Buiteklub. Ek gaan nou nie vir u al die besonderhede daarvan nou deurgee nie. Dit is in ons gemeentebrief, dit is ook op ons die aanlyn brief en die briefies by die deure. Loer gerus daar, bespreek so spoedig moontlik jou tafel en jy kan alleen kom of jy kan as 'n tafel bespreek. Ek kry al die besonderhede daar. Dit is nogal 'n geleentheid wat 'n mens nie wil misloop nie. So ons is opgewonde en ons sê sommer by voorbaat dankie aan almal wat enerzijds bywoon en deelneem en anderzijds aan die reëlspan staan daarvan. Al die reëlings tref. Dis 'n groot organisasie, maar dit is regtig nogal 'n besondere geleentheid. So loer gerus daar. Dan is dit vir my besonder lekker om vanoggend hier te wees. Na wat so 4 maande, ek het nog so een keer in die 4 maande hier 'n erediens behartig, maar dit voel aan die een kant vreemd en aan die ander kant sommer net baie lekker en tuis. So dankie dat julle ook saam met my en my gesin opgewonde is vir die seisoen wat vir ons voorlê, al klaar daarin gedeel het saam met ons en dankie vir elkeen se omgee en liefde. Ek en Johan, Elke en Milan waardeer dit regtig so opreg. Vriende, voordat ons begin in hierdie erediens en saam dink op wat bekend staan as Hervormingssondag en dit wat die reformatie vir ons nalaat en hoe dit ons ook soveel jare later dalk steeds kan help in ons nadenke
oor wat dit behels om gelowig te wees en hierdie lewe voor die aangesig van die Here te leef. Kom ons neem 'n oomblik en dan word ons stil. Ons gaan luister na 'n toetrede lied en maak dit deel van jou aanbidding vanoggend. Dit is 'n verwerking van A.W. van Wyk deur die Pikkoor. En met hierdie uitnodiging sê Jesus dat sy interpretasie van God se wil, sy juk is gewoon anders. Dis lig, dis sag. En nou weet ons mos, dis alles behalwe 'n vrye omgang met die wet of die wil van God. Hy gooi dit nie weg nie, dis eerder hierdie dringende uitnodiging om juis erns te maak met God se wil. Maar dan die Jesus interpretasie van God se wil. 'n Uitnodiging om by Jesus te kom leer. Wat is die dinge wat die swaarste weeg? Wat is die essensie? Wat is die belangrikste? In Matteus 7 sê Jesus as deel van die bergrede: alles wat julle dan wil hê die mense aan julle moet doen, doen ook julle net so aan hulle. Want dit is die kern van die wet en die profete. Liewe gemeente, ons groet mekaar vanoggend in die naam van die Here. Genade en vrede vir jou van die Here ons God. Aan God se genade is daar geen einde nie. Genade en vrede vir jou van die Seun. Hy het vir ons kom wys hoe hierdie genade van God lyk. En genade en vrede vir jou van die Gees. Hy maak ons nuut. Amen. Die 31ste Oktober, Hervormingsdag, is die dag waarop Martin Luther protes gelewer het omdat die kerk van sy tyd vergeet het wat genade is. Tradisioneel word hierdie daad van Luther mos nou gesien as die begin van die reformatie en dit word altyd herdenk op die Sondag naaste aan Hervormingsdag. Nou so was dit voor hom en so is dit na hom talle kere in die kerk nodig gewees. Tyd vir vernuwing, hervorming, 'n eerlike gesprek oor wat 'n soort kerk ons is en veronderstel is om te wees.
Van die nuances van die reformatie, dis natuurlik 'n rykdom insigte wat ons vanuit die reformatie kan herdenk, maar enkele van die nuances gaan ons deurlopend deur ons liturgie aandink en dit gaan na vore kom. So ook in die lied wat ons vanoggend sing, lied 205, ons aanbiddingslied, sal u sien is reformatoriese taal. Vers 2, let op daarna, lof aan die Skepper wat die kerk bewaar, vernuwe, ons bly inspireer. Ons lof is nietige klanke, oneindig die liefde wat u vir ons het. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam. Ons sou sê die sleutelvraag waarmee Luther homself besig gehou het wat meer as 500 jaar gelede die reformatie ons nou ontketen het is, waar vind ek 'n genadige God? En die staaltjie word vertel dat in 2017 tydens die 500 jaar viering van die reformatie, terwyl die protestante gelowiges in Duitsland die herdenking van Luther se 95 stellinge wou vier, het die Katolieke gesê, maar dit is vir hulle moeilik om die reformatie te vier, want hoe vier 'n mens dan nou kerkskeuring, wou hulle weet. Die twee tradisies het toe met mekaar vergader oor hoe hulle hierdie saak kan hanteer, en uit gesprekke het die gedagte na vore gekom, maar dat die reformatie mos nou die herontdekking van God se genade is,
en dat dit is wat gevier moet word. Daarvoor het die Katolieke kans gesien. 'n Viering van die herontdekking van God se genade. Terwyl ons so sit, wil ek dat ons op hierdie spoor 'n kort, 'n eenvoudige geloofsbelijdenis vanoggend as 'n geloofsgemeenskap ook hardop saam bely. Ek begin deur die vraag te vra en u antwoord by gemeente. Wie is ons God? Here is 'n genadige en barmhartige God, vol troue liefde en waarheid. Amen. Ek wil vir ons jong mense vra, wie van julle het al in iemand anders se skoene geloop? Elke het al in gereeld of mamma of ouma of selfs pappa se skoene geloop. Het jy al, Lia, was dit maklik? Nie maklik nie, hoekom? Dis te groot, nee. En dan is dit sommer 'n bietjie ongemaklik want dit pas nie vir jou voet nie en partykeer is dit nie sag genoeg nie, nee. Ja, nee, vir die van ons wat al geloop het sal kan sê dit is nie maklik nie, maar wie kan vir my sê wat beteken dit om in iemand anders se skoene te loop? Die idioom. Dalk van ons ouer kinders. Wat beteken dit as ons sê het jy al in iemand anders se skoene geloop of jy moet 'n bietjie in iemand anders se skoene loop? Kan iemand vir my sê? En as die mammas en pappas kan help? As daar iemand in die kinderkamer is, kan jy hulle maar uithardloop en ook kom sê. Hier voor. Ja, jy moet nou hard sê asseblief. Ja? Ja, jy is heeltemal reg. Dit beteken dat jy so 'n bietjie indink, hoe moet dit voel om in daai persoon se lewe te leef en te ervaar wat daai persoon ervaar, nê? Nee, mooi. Jy skuld te sjokolade daaroor. Jy is heeltemal reg. Een van die wysheidsboekies wat ek dink elke ouer en elke huishouding behoort te hê, en ek hoop wie van julle het een van hierdie boekies? The Boy, the Mole, the Fox and the Horse. As jy hom nog nie het nie en al is jou kinders al groot, moet jy hom nog steeds hê en al het jy nie kinders nie, moet jy hom nog steeds hê, is ek oortuig daarvan. Op 'n dag vra die mol vir die seentjie, "What do you want to be?" Die seentjie vra vir die mol, "What do you want to be when you grow up?" Nee, andersom. Die mol sê vir die seentjie, "What do you want to be when you grow up?" "Kind," said the boy. Dis die wysheid wat hierdie seentjie vir die mol gee. To be kind. Nou die woord wat ons in die Ou Testament gereeld gebruik om te verduidelik of wat gebruik word om vir ons te sê hoe God is, wie God is, hoe God oor ons voel, kan in Engels presies vertaal word met kind of kindness. Die Hebreëse woord is gesed, maar in Engels vertaal ons dit met kindness of in Afrikaans deernis of sommige vertalings sal sê liefde. Nou wanneer ons deernis met iemand het, dan dink ons in hoe voel dit om in sy of haar skoene te loop? Nee, hoe voel dit om daai persoon te wees en te beleef wat dit is? 'n Ander woord wat ons daarvoor gebruik is natuurlik empatie. Maar dit beteken gewoon jy kan jouself indink hoe dit vir iemand anders moet hoe dit moet voel. Jy kan so 'n bietjie saam voel, jy kan regtig omgee. Nou wanneer daar in die Bybel gepraat word oor hoe God oor God se kinders voel, dan word hierdie woord gebruik om te sê God is kind. God voel saam met ons. God dink in hoe dit vir ons moet voel en voel saam met ons. Is dit nie wonderlik nie om te dink dit is wie ons God is? God is die een wat kind is, wat liefde het, wat deernis het met elkeen van ons. Ons gaan staan en 'n bekende kinderlied saam sing, waarin ons vra vir die Here Jesus, wil U nie in ons harte kom werk, om iets van hierdie kindness in ons harte te plaas, sodat ons elke dag so na ander mense rondom ons kan kyk. Kom ons staan en die kinders wat wil, sommer so op die banke.
Lea, kan ek vir jou vra om vir ons vanoggend die kers aan te steek, asseblief? En wanneer ons vanoggend die kers aansteek, dan help dit ons om te onthou dat ons God 'n God is wat kind is en by ons is. Ek wil ons gesinne uitdaag om vanmiddag rondom die tafel net vir 'n oomblik te gesels oor ten minste een iemand aan wie jy nog nie gedink het hoe dit behoort te voel om in hulle skoene te loop nie en sommer net so saam bietjie daaroor te gesels. Ons jong klomp kan uitbeweeg vorentoe asseblief saam met al ons fasiliteerders. Dankie ook vir die kindness waarmee julle met ons jong mense ook werk vandag. Indien enige besoekers is wat ook wil saamgaan, meer as welkom en julle is ook meer as welkom om terug te kom enige tyd as julle wil. Maar ek dink nie julle gaan wil nie. Sy, kom ons. Nee, wag. Julle kan eers uitkom. Gemeente, kom ons bid saam. Here God, U is ons Hemelvader. U in wie die volheid van lig en wysheid woon. Verlig ons denke deur U Heilige Gees en skenk ons die genade om U woord aan te hoor met eerbied en in nederigheid, waarsonder niemand U waarheid kan begryp nie. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Dis 'n gebed van Johannes Calvin. Die van julle wat ons gedagte vir die week gelees het, sou sien dat Prof Dirkie Smit in sy nadenke oor die hervorming werk met hierdie beeld van gesig was. En is na aanleiding van 'n staaltjie wat lei dat iemand eendag glo half sinies by 'n protestantse Christen wou weet waar haar kerk nou eintlik al die jare was voor Luther en sy geesgenote die hervorming begin het. En waarop sy glo wou weet en waar was jou gesig voordat jy hom gewas het? En dan gaan hy voort om te verduidelik dat Luther deur hierdie stellinge, 95 stellinge op die kerkdeur in Wittenberg, natuurlik niks anders wou doen as om die kerk van sy dag se gesig te help was nie. En daarmee het hy inderdaad hierdie openbare debat ontlok. 'n ernstige gesprek tussen mense wat omgee oor die toestand van die kerk, die gesondheid van die kerk van sy dag. En wat hulle dan nou ook te doen staan. Eerlike gesprek oor wat 'n kerk ons is en veronderstel is om te wees. Nou hierdie gesig was en die reformatie is natuurlik 'n poging om ons so bietjie terug te keer na die essensie of soos wat ons in Engels sou kon sê back to basics. Soos Jan, die bekroonde Michelin-ster-chef, op 'n stadium in een van sy episodes in die program Jan sê hy het kort nodig om souskluitjies te bak, net om weer te besef waaroor dit werklik gaan. Hoekom hy doen wat hy doen, waar hy verlief geraak het, die plaaskombuis. Back to basics, sê hy, en souskluitjies help hom daarmee. Vriende, dis ook wat ons vanoggend gaan doen. Ons gaan in ons nadenke vanoggend so 'n bietjie terug na die essensie. Back to basics by wyse van spreuke. Want die verweefdheid van nadenke oor Christus en hierdie persoonlike ervaring van Jesus was van die begin af die kern van die hervorming. Luther ontdek in sy nadenke oor Christus dat dit in sy taal Christus alleen is, solus Christus, wat God se teenwoordigheid en belofte aan hierdie wêreld
bemiddel. Dit word inderdaad dan een van die 5 solas, daar's meer as een en daarom vanoggend fokus ons maar op 'n enkele aspek van hierdie ryk tradisie. Dan word die vraag, maar wie is Christus dan? Wie is Jesus dan nou vir jou en my vandag? En watter verskil maak sy menswees aan ons lewe hier en nou? Dit is 'n vraag wat oor 20 eeue op verskillende tye en verskillende plekke in die geskiedenis gevra is. In tye van verlies, in konflik en geweld, tye waarin God dikwels meer afwesig as aanwesig ervaar is telkens weer hierdie vraag gevra: wie is Jesus? Tye waarin lewe op aarde bedreig is, waar leierskap so korrup was dat niemand daarop kon staatmaak nie. So het die teoloog Dietrich Bonhoeffer, wat mos nou in die Tweede Wêreldoorlog in die tronk gestop is omdat hy teen Hitler en die Nasies gepraat het en hy's uiteindelik nie vrygelaat nie, hy's om die lewe gebring en hy het 'n klomp briewe uit die tronk geskryf. So byvoorbeeld skryf hy in 1944 in 'n brief aan sy vriend: "What is bothering me incessantly is the question what Christianity really is, or indeed who Christ really is for us today. The time when people could be told everything by means of words, whether theological or pious, is over." Dit in 1944. Dit was Bonhoeffer se vraag. Dit moet ons vraag wees. As jy in hierdie erediensruimte nie gehelp word om hierdie vraag te beantwoord nie, wat Christus vir jou beteken hier en nou nie, dan is ons eintlik irrelevant. En daai laaste sin spook by my: the time when people could be told everything by means of words, whether theological or pious, is over. Dit was in 1944 al oor. Dis nou ook oor. Waar jy maar net 'n klompie vroom woorde vir mense kan sê, godsdienstig, teologies vroom oor Jesus kan gesels, 'n soort van 'n sousie wat ons oor 'n klomp goed gooi en nou voel ons almal beter. Dit is verby. As die evangelie, as die goeie nuus oor wie Jesus is met sy uiters relevante inhoud nie by ons tuis kom nie, dan moet julle eintlik sê, julle dominees doen nie julle werk nie. So daarom op die spoor van die reformatie, ons gaan so 'n bietjie gesig was en back to basics. Wie is Jesus vir ons vandag? Ons gaan saam lees uit die Lukas Evangelie, 'n uitdagende teks. En die gedeelte wat ons vanoggend gaan saam lees, weet ons word mos nou in die Matteus Evangelie verpak as deel van die bergpredikasie, Jesus se een groot preek, Matteus 5 tot 7. Maar by Lukas staan dit so bietjie meer verspreid in sy evangelie. Hy skryf vir ander mense as waarvoor Matteus geskryf het en hy bring hierdie woorde van Jesus op 'n heel ander manier ter sprake. Kom ons lees saam. Die opdrag daar, of die opskrif daar in die Lukas Evangelie: liefde vir julle vyande. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan diegene wat julle haat, seën die mense wat julle vervloek. Bid vir diegene wat julle sleg behandel. As iemand jou op die een wang slaan, draai vir hom ook die ander een. En as iemand jou bokleed vat, moet hom ook jou onderkleed nie weier nie. Gee aan elkeen wat iets van jou vra, en wanneer iemand wat vat wat aan jou behoort, moet jy dit nie terugeis nie. Soos julle wil hê die mense aan julle moet doen, doen ook so aan hulle. As julle diegene liefhet wat vir julle liefhet, hoe kan julle enige dank verwag? Want ook die sondaars het diegene lief wat hulle liefhet. En as julle net goeie dinge doen vir die mense wat goeie dinge vir julle doen, hoe kan julle enige dank verwag? Die sondaars doen dieselfde. En as julle net geld uitleen aan mense van wie julle hoop om dit terug te kry, hoe kan julle enige dank verwag? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar net dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, julle moet julle vyande lief hê, doen goeie dade en leen uit sonder om iets terug te verwag. Dan sal julle 'n groot beloning ontvang en kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self die ondankbares en slegtes goed behandel. Julle moet barmhartig wees, soos julle Vader barmhartig is.
die stukkie teks van môre met in die middel daarvan dit wat oor eeue bekend geword het as die goue reël. Soos julle wil hê die mense aan julle moet doen, doen ook so aan hulle. Behandel ander mense soos julle self behandel wil word. Nou, dis 'n unieke gebruik van die frase, want die meeste ander gebruike van hierdie frase, hierdie reël, hierdie stuk wysheid sou ons kon sê, is in die negatief. Daar's 'n lang geskiedenis van waar dit vandaan kom. Waarskynlik is die bekendste die Chinese filosoof Confucius ongeveer 500 jaar voor Christus gebruik hy reeds hierdie stuk wysheid. Daar word vertel dat sy volgelinge, dis maar sy disippels van daai tyd vir hom gevra het, watter van sy leringe kan hulle heeldag en aldag prakties uitvoer? Watter van hierdie wysheidspreuke van hom? Waarop hy toe nou geantwoord het, never treat others as you would not like to be treated yourself. Dis nou maar net een van hierdie talle gebruike van hierdie goue reël wat in die negatief voorkom. Waarskynlik moet ons mekaar sê omdat die negatief makliker is om na te kom. As jy dit nie aan jouself gedoen wil hê nie, moet dit nie aan ander doen nie. Ons kry verder in die Talmud 'n bekende verhaal van 'n persoon wat graag 'n Joodse gelowige wou word. En hy het gesê dat hy net oortuig sal word om 'n Jood te word indien 'n rabbi vir hom die hele Torah, van woorde al 613 wette, kan opnoem terwyl hy op een been staan en balanseer. Hy het eers na bekende Rabbi Shammai toe gegaan, die was so geafronteerd deur wat hy gedink het hierdie disrespekvolle versoek is, dat hy hom weggejaag het. Daarna is hy na Rabbi Hillel, 'n kollega van Shammai, met hierdie selfde versoek. Die hele Torah terwyl hy op een been staan en balanseer. Rabbi Hillel het hierdie uitdaging aanvaar en eenvoudig gesê, wat vir jou haatlik is, moet jy nie aan iemand anders doen nie. Dis die hele Torah, die res is net kommentaar daarop. Dat jy nie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Maar Jesus is daarom maar altyd anders. Jesus stel dit in die positief. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Hierdie wat ons nou maar noem goue reël van etiek word reg in die middel van Lukas se weergawe van liefde vir die vyand geplaas. So asof Jesus daarmee wou sê, maar as julle dan nou nog wonder, as julle dan nou nog wou weet, hier is die essensie. Kom ek vat dit sommer vir julle saam. Matteus in die bergrede beklemtoon dit op nog 'n manier. Dit was in ons fotum. Wanneer hy sê alles wat julle dan wil hê die mense aan julle moet doen, doen ook julle net so aan hulle, want dit is die kern van die wet en die profete. Nog 'n manier waarop Jesus wil sê, maar hier is die essensie. Hier is die hart. Back to basics by wyse van spreuke. En die manier waarop jy die een wat die verste van jou af is, jou vyand hanteer, blyk volgens Lukas die maatstaf of hierdie toets te wees dan nou vir hierdie goue reël. Net vir 'n oomblik as ons nou dink aan die vyand of die ander, in die konteks van Lukas is dit nie sommer net iemand wat nou 'n misdadiger is, wat nou jou vyand is of jou vyand in die oorlog of iets van die aard nie. Dis sommer gewoon enige iemand wat nie in jou binnekring is nie, wat nie beskou word as 'n vriend nie, wat nie beskou word as 'n familielid nie. Dis een wat nie jou gelyke is nie. Daarom sou in daardie tyd selfs 'n bedelaar beskou word as 'n vyand. Omrede dit 'n persoon is anders as wat die standaarde van daardie dag aanvaar het, of wat jou standaarde aanvaar het. Die een wat van jou verskil, wat mag, rykdom, aansien, geloof, etnisiteit en dis meer behels. Ten diepste probeer Jesus met hierdie gedeelte iets van die grensloosheid van ontferming kommunikeer, van liefde, deernis kommunikeer. Soos julle ook sal onthou die barmhartige Samaritaan, die verhaal net 'n entjie verder in die Lukas Evangelie wil uitbeeld. En dan gee Lukas hierso in hierdie stuk eintlik 'n klompie praktiese riglyne, mens sou kon sê ethos vir hoe alle mense behoort hanteer te word. Want as ek my vyand so kan hanteer, hoeveel te meer gaan ek die een wat nader aan my is nie ook so kan hanteer nie.
Want dit word beduidend moeiliker hoe verder die persoon van jou af is, nie waar nie. Dan sê hy, julle wat na my luister, julle moet met so 'n gesindheid leef. En dan speel dit uit op 'n klompie maniere in ons teks en is eintlik genoeg om te sê dat elke negatiewe houding of optrede van 'n ander teenoor jou met 'n positiewe behoort tegemoet te kom word. Jy sal opmerk in die teks elke negatiewe word met hierdie verrassend anders of positiewe optrede gekontrasteer. Vyand, wees lief. Haat, doen goed. Vervloek, seën. Sleg behandel, bid. Verdra. As iemand iets van jou vat, gee sommer nog. Moenie terugeis nie. Moet gewoon nie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. En kommunikeer hy hier met hierdie stukkie wysheid, dink ek die deurslaggewende faktor in hierdie andersheid van Jesus, waarom Jesus dan nou vir ons so radikaal anders is. En dit is empatie. Deernis, hierdie kindness van God waarvan ons gepraat het nou met ons kinders. Want, liewe land, daar sonder dat jy nie jouself in iemand anders se skoene kan plaas nie, is daar nie 'n manier wat jy so na enige ander of die lewe rondom jou kan kyk nie. Of, soos die teoloog, Suid-Afrikaanse teoloog Eben Scheffler dit stel in 'n artikel, Compassionate Action, Living According to Luke's Gospel, the attitude and feeling of compassion seems to override the default feelings of hatred and prejudice towards the enemy. Die oomblik wanneer ek myself in die skoene van 'n ander kan plaas, gebeur daar iets met my. Word dit 'n etiese ruimte? Evalueer ek die gevolge van my aksies? Weeg ek my woorde in die lig van die menswees van 'n ander? En asof dit nie genoeg is nie, hierdie empatie, hierdie ontferming. Jy sou deernis, meegevoel, liefde, is alles terme waarmee daai woord binne die Grieks en in die Hebreëus hertaal word. Asof dit nie genoeg is hier waar Jesus dit reg in die middel eintlik vir hulle met 'n stukkie wysheidslering, 'n kort wysheidsspreek wil gee nie, beklemtoon hy dit 'n tweede maal. Ook duidelik, hy sluit hierdie bespreking af van hierdie onderwerp met 'n enkele opdrag. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. En die uitdaging van hierdie teks lê eintlik so bietjie op 'n vlak wat vir my en vir jou redelik lam maak. Want ons besef net weer, Jesus is so radikaal anders. Dit is 'n andersheid wat die Levitikus boek saamgevat het as heiligheid. Wees heilig, want ek aan wie julle behoort, die God aan wie julle behoort, is heilig. Ek is anders, daarom wees anders, is die refrein van Levitikus. En dan gee Jesus hier, volgens Lukas, as dit ware 'n alternatiewe inhoud aan die verstaan van andersheid of heiligheid. Jy sal onthou vorige maal het ons al gesê heiligheid beteken hoegenaamd nie hierdie onttrekking en ek moet eenkant wees en myself hoog heilig hou nie. Dit was gewoon 'n manier om te sê maar daar is iets anders aan ons omdat ons aan God behoort. Maar wees heilig want ek die Here julle God is heilig, soos in Levitikus vat Jesus en hy sê wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. In Engels word dit vertaal met be compassionate as God is compassionate. Of, soos die boodskapvertaling dit sê, julle moet soos God wees. Maak julle hart en julle hande oop vir mense. Gee regtig vir hulle om. Vriende, hier het ons Jesus sonder al die 5. Dis wie Jesus is. Dis die essensie waarmee Jesus homself besig gehou het. Want lees ons die evangelies noukeurig, besef ons, hy kom herinner hulle wie is die God aan wie hulle verbind is. Enerzijds in wie hy gewoon is, en anderzijds in terme van dit wat hy vertel en dit wat hy doen, die verhale wat hy vertel. Want in die wêreld waarin Jesus stap, is daar hierdie oordrewe klem op skeiding en eksklusiwiteit
Hierdie duidelike grenslyne wat so mooi netjies getrek is in 'n poging om dan nou heilig te wees, om dan nou anders te wees. Is daar hierdie ingroep en hierdie uitgroep en het geglo daarin lê hulle andersheid. Maar waar die Fariseërs en die Esseners hierdie navolging gebaseer het op 'n strewe na heiligheid, deur skeiding of die Esseners wat hulle self so half onttrek het, kom Jesus en sê maar, my maggies, gee meer om. Wees barmhartig, soos God barmhartig is, en dan is jy en leef jy na God se hart. Hierdie begrip barmhartig is 'n bekende woord mos nou in die Bybel en in die kerk. En wat sê ons daarmee? Ons sê eenvoudig, dit is hierdie lewenshouding van omgee, om jou arms om iemand te sit, om regtig jou in te dink in die omstandighede van iemand anders, om net gewoon regtig om te gee. En dis op hierdie punt wat ons vir mekaar moet sê, dis nie iets wat ek en jy gaan probeer doen nie. Jesus praat hier van 'n bepaalde ethos, 'n gesindheid. Ek hou van die Hollanderse woord wanneer hulle praat van die woord stemming. Dis 'n gesindheid waarmee ek gewoon mens is, God se mens is. Ek is aan God verbind, daarom is dit. Nie ek probeer Jesus volg en daarom ek probeer dit en dan word ek 'n volgeling nie, want dan sal niemand van ons dit wees nie. Maar Jesus is 'n parafrasering van die Levitikus 19 opdrag, wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is, word ons nou by uitstek 'n stukkie belydenis. God is die een wat barmhartig is. God is die een wat deernis het. God is die een wat insluit en arms om ander vou. En dan besef ons net waar die skrifgeleerdes God se heiligheid met groot ywer wou beskerm, verbind Jesus hierdie heiligheid, hierdie andersheid met 'n sagtheid, met deernis en leer hy mense om met nuwe oë na ander te kyk. Dit voel vir my in ons tyd, dit voel vir my vandag as die alternatief oordonderend. Dalk pas dit ons. Jy hoef nie te ver te lees op sosiale media of in die gewone media nie, om agter te kom, maar as jy my haat, wag tot jy my sien. As jy my vervloek, wag tot jy my hoor. As jy my sleg behandel, ek sal vir jou wys. Ek kan jou sleg behandel, altyd troef met meer. Maar nou lees ek so 'n teks, en aan die ander kant is daar opmerkings van geestelike leiers en wêreldleiers wat enerzijds sê empatie is woke en anderzijds dat hulle maar sommer prontheid kan sê dat hulle haat hulle vyande en daar word nie geblik of gebloos nie. Of immers, laat ek sê, as dit jou nie laat blik of bloos nie, dan is ons mos in die moeilikheid. En hierdie nadenke vanoggend het begin toe ek op sosiale media die volgende aanhaling raak lees 'n klompie weke terug. The metamorphosis of Jesus Christ from a humble servant of the abject poor to a symbol that stands for gun rights, prosperity, theology, anti-science, limited government and fierce nationalism is truly the strangest transformation in human history. Ek lees hierdie raak en oomblik ek besef ek hieroor sal ons moet praat. Daarom dink ek hoor dis kort nodig vir gesig was. Nodig vir gesig was en net terugkom na die essensie. Voor al die grimering op die gesig gesit is. Wie is Jesus vir ons vandag? Wat sal dit vir ons beteken as ons as kerk mekaar gedurig herinner, kom ons kom net so 'n oomblik terug na die essensie. Die Jesus sonder nasionalisme, die Jesus sonder voorspoedsteologie, sonder al hierdie plusse wat bygevoeg kan word en jy sou dit kon byvoeg. Die Jesus sonder die netjiese boksies van wie pas en wie pas nie en wie mag nie. Die Jesus wat net nie omgee oor die ekologie en die aarde nie.
Die Jesus wat in my politieke of ekonomiese raamwerk pas. Nie daai Jesus nie, net Jesus. Maar nou moet ons vir mekaar ook sê, dit is ook die moeilike verteerbare Jesus as jy terugkom by die essensie. Maar is dit nie wat die kerk moet verkondig nie? Die teks het my redelik stil gemaak oor my eie navolging van Jesus. Of ek het nie tog ook maar kultuur mak gemaak het nie. Vir myself hanteerbaar maak nie. Maar dis asof hierdie teks sommer reg in die middel en dan alweer aan die einde net wil sê, maar just go back to basics. En as die kerk haarself vir 'n slag net daarmee wil besig hou, net met die essensie wil besig hou en minder bekommer oor wat nou presies die regte lysie is om te bely en te glo en wie nou dalk een of ander opmerking gemaak het wat nou nie inpas by die belydenisse nie. As die kerk net haarself vir 'n slag weer daar wil besig hou, kan ek myself nie indink dat hierdie land, dat hierdie wêreld, dat die plekke hier rondom daar waar almal wat aan hierdie kerk behoort, nie inderdaad 'n bietjie meer soos God se wêreld sal lyk nie. En ek hoop jy hoor my vanoggend mooi sonder om daarmee te sê dit is eenvoudig en sommer net maklik om so te leef. Nee, ek dink nie dit is wat dit beteken om te sê just go back to basics nie. Maar dit wil vir ons sê, dis gewoon wees wie jy is. Jy is verbind aan die barmhartige God. Hier is 'n doopvond wat jou daaraan wil herinner. Hier is 'n nagmaaltafel. Om te besef die deurslaggewende ding wat die lewe vir jou en vir my die moeite werd maak, is om na God se aard regtig om te gee. Grensloos om te gee. Daarom doen jy aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Dit is gelyktydig so eenvoudig en so uitdagend soos dit. Amen. Ons gaan nou saam bid, vir ootmoediging, 'n stukkie skuldbelydenisgebed, waarin jy sal opmerk die beginpunt weer en weer die bevestiging is dat God die genadige God is. Dis waar ons begin, nie andersom nie. En dan ook 'n refrein waarin ons bid om die Here se ontferming op hierdie weg, 'n lewe wat verbind is aan God, die barmhartige. Ek gaan vir ons voor. Genadige God, ons het U nie lief gehad met ons hele hart en met ons hele siel en met al ons krag en met ons hele verstand nie. Here, ontferm U oor ons. Genadige God, ons het nie ons naaste lief gehad soos U ons geleer het nie. Here, ontferm U oor ons. Genadige God, ons het nie in volle oorgawe aan U gelewe nie. Here, ontferm U oor ons. Die Here is genadig. Aan God die dank. Amen. Jy sou hoor dat hierdie gebed geskoei is weer eens op dit wat Jesus wanneer hy in gesprek is met die fariseërs en die skrifgeleerdes vir hulle weergee as die essensie van wat dit beteken om aan God verbind te wees. En terwyl ons so sit, is daar geleentheid vir die dankoffers.
Nog 'n stukkie rykdom of 'n nuance vanuit die reformatie is, in aansluiting by waaroor ons vanoggend gepraat het, dat geloof is om verborge by God te voel. Nie en geborge by God te voel. Nie 'n klompie stellinge wat ek kan opnoem nie. Veel eerder hierdie vertrouensverhouding met God. Die een wat arms om mense en die skepping vou. Medelee het. As Luther dan daaroor skryf en hy skryf kerkmusiek, dan vat hy Psalm 146 en hy sê, maar 'n vaste burg is ons God. Ons skuil by God, ons sterkte. Hoor julle, daar is iets van 'n wete, 'n sekere soort wete, 'n vertrouenswete, ons sou kon sê 'n geborgenheid. God is 'n vesting in die nood wat vir ewig sal staan. En God se werke staan ook vir ewig. Kom ons staan en dan sluit ons af. Ek en Frina sê Hervormingssondag is nie Hervormingssondag sonder dat ons hierdie lied, die teks en die melodie deur Luther geskryf is, sing nie. Kom ons staan en dan sluit ons af. Voordat ons by die laaste moment in hierdie erediens kom, wil ek vra, Wins, is jy hier naby? Is hy nie kombuis? Wil julle hom nie gou net gaan roep vir ons nie, asseblief? Vincent, dankie. Dankie Henrik, Vincent verjaar vandag. En dit is 'n lekker dag om op te verjaar, want elkeen kan 'n glasie bier saam met hom drink, om te fees te vier saam met hom. Kom ons wag net so 'n oomblik vir Wins, dan sing ons net vir hom geluk, voordat ons ook hier uitbeweeg. Hier kom hy, kom ons begin sommer in Engels. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vincent. Happy birthday to you. Thank you for celebrating your birthday with us today, Vince. We really appreciate it, and yeah, thank you for everything that you contribute to this congregation. Thank you. Die laaste moment in die erediens is natuurlik die uitsending wat sê dat dit wat ons hier saam met mekaar beleef, hou ons nie hier binne totdat ons op 'n Sondag weer terugkom nie. Dit is bedoel vir Maandag tot Saterdag om te gaan leef. Mag die lig van die evangelie in ons harte skyn. Mag die liefde van die evangelie ons rig.
Mag die vrede van die evangelie oor ons die wag hou. Mag God ons seën met God se ontferming, met die vrede, die heelmakende vrede van Christus en met die nabyheid van die Heilige Gees. Amen. Dankie vir